Here, baie dankie vir kosbare oomblikke waar ons net ons hart voor U kan oopmaak. En kan weet, U is die een wat ons bedien vanmôre, soos die skrywer in Hebreërs sê, ons het 'n hoëpriester wat medelee het met ons, wat verstaan waar ons is, maar sonder sonde. Daarom is U die volmaakte offer, en as gevolg van U, kan ons met vrymoedigheid in die troonkamer van God ingaan. Waar ons hulp kry, raad kry, wysheid kry, bemoediging kry, en wat ook al U weet ons nodig het. So vanmôre kom ons met 'n gees van aanbidding, en ons verklaar net elkeen hier vanmôre, Christus, U is ons bron van lewe. Daar is niks sonder U nie. Ons het geen ander verwysingsraamwerk as die woord, en U wat vanmôre ons lei deur die kosbare woord nie. So Here, word U verheerlik, ontvang U die lof en die eer, en ons sê vir baie dankie daarvoor. In Jesus naam, amen. Hierdie in jou span, baie dankie. Het is altyd lekker om saam met julle te werk. En kom ons gee julle lekker hande klap, vriende. Musikante kom vroeg, hulle werk in die week aan hulle musiekstukke, en dankie vir julle dissipline, dit word regtig waardeer. Hierdie het vanmôre al reeds in sy voorprogram 'n paar goed raakgevat, wat ek ook vanmôre oor gaan deel. Christus wat ons skoonmaak, wat ons reinig, en ek gaan ook so 'n bietjie gesels van sy merk, of sy seël, so Henny, dankie ook vir jou getrouheid in jou voorbereiding. My tema vir vanmôre is, ons weet as iets skoon is. Is nie 'n moeilike konsep nie, is nie 'n begrip wat bladsye en bladsye verduideliking nodig het nie, dis 'n baie eenvoudige konsep. Ons weet as iets skoon is. Nou ek gaan vanmôre 'n vergelyking maak met skottelgoedwas. Nou skottelgoedwas is een van die aktiwiteite wat ek in my hele wese haat. En ek moes leer om dit te doen, want daar was 'n vereiste om dit te doen. En ons het as klein kindertjies het ons reeds vroeg al geleer, toe ons nou natuurlik vaardig was om skottelgoed te hanteer, dat skottelgoed moet skoon gemaak word. Skottelgoed kan nie vuil bly nie. En ek onthou my pa se woorde, as hy so gewas het, en ons nog 'n bordjie bring, en nog 'n glas bring, dan sê hy, nee man, die goed kry dan nou kleintjies. En vanmôre gaan ek dit hak aan ons boutema, want julle sien, Haggai praat van reiniging in sy tweede hoofstuk, en toe ek dit raak lees in my voorbereiding, en ek voel hoe die Here my lei om met julle te gesels oor reiniging of 'n rein hart, het ek net weer verstom gestaan oor Haggai, wat hierdie eintlik 4 profesie, en hierdie is eintlik sy tweede laaste en sy laaste een wat hy gee dan in hoofstuk 2, so prakties van aard is en hoe hy met ons werk. So blaai so lank in jou Bybel na Haggai 2, en ek gaan vanaf vers 10 saam met julle begin werk. Ook reg as jy jou toepassing het. Haggai 2, ek lees uit die 33-53 vertaling. Nou voordat ek dit vir jou gaan lees, wil ek net die volgende vir jou sê. En hierdie is baie belangrik dat jy verstaan, soos het ek saam met jou deur hierdie skrifgedeelte beweeg. Dis iets kragtigs wat Charles Spurgeon gesê het jare terug al. En ek wil hê julle moet hierdie sien as die fondasie van hierdie skrifgedeelte se oopbreek. Spurgeon het die volgende gesê: reinheid is nie die weg na Christus nie. Reinheid is nie die weg na Christus nie. Hoor wat sê hy? Christus is die weg na reinheid. So vanmôre as ek met jou gesels, is dit omdat ek, net soos jy, Christus nodig het vanmôre. Die deskundige is nie Leon Joubert vanmôre nie. Die deskundige is Christus self. En uit sy woord uit gaan hy ons help uit Haggai, om 'n baie interessante gedeelte raak te sien. Nou, julle onthou die konteks. Haggai
was die profeet wat vir Serubabel, die gouverneur, en vir Joshua die hoofpriester, en vir Esra, wat saam met hulle, wat die priester was, gesê, hoorie, kom ons moet die tempel bou. En toe het die hulpbronne opgeraak, en tussen 14 en 16 jaar het die mense maar hulle eie huise gebou, en hulle eie dinge betrokke geraak, en Haggai kom met hierdie profesie van hom, en sê, hoorie, hoekom is julle nie besig met die Here se werk nie, kom ons gaan al hout, kom ons gaan al dit wat ons nodig het, kom ons bou dit wat nodig is vir die Here se koninkryk. En uiteindelik bou hierdie profesie dan nou op hoofstuk 2 toe, en hier gaan dit na 'n baie persoonlike plek toe waar Haggai die profeet gaan. Op die 24ste van die 9de maand, in die 2de jaar van Darius, dis vers 10, het die woord van die Here gekom deur die diens van die profeet Haggai en gesê, so sê die Here van die leerskare, die Here gee hom 'n opdrag, hy sê, Haggai, gaan vra tog aan die priesters, inligting uit die wet, en sê, Haggai staan nou met 'n priester, en hy gaan 'n priester 'n vraag vra, en dis in vers 12, as iemand heilige vleis in die slip van sy kleed dra, en hy sou met sy slip aan brood raak, of iets wat gekook is, of wyn of olie, of watter spys ook al, sal dit heilig word. En die priester het geantwoord en gesê, nee. Nou die konteks hier is die Levitikus se wet, of die Torah, en uiteindelik het dit gegaan oor die reiniging van gebruike so spys, en drank, en kos, ensovoort goeders, maar die eintlike konteks van hierdie vraag is baie belangrik. Is iets heilig wat jy doen en dan alles om jou heilig maak? En die priester sê nee. Nou daar's 'n sleutel hier. Want dit wat ek en jy doen kan ons nie heilig maak of rein maak nie. Goed. Dan gaan hy aan. Daarop sê Haggai vers 13. As iemand deur 'n lijk verontreinig is en dan al hierdie dinge sou raak, sal dit onrein wees. En die priester het geantwoord en gesê, ja, dit sal onrein wees. Nou, dit is so interessant, iets wat heilig gemaak is deur 'n priester, kan nie ander goed heilig maak nie. Maar iets wat onrein is, kan ander goed onrein maak. Met ander woorde, eintlik wat Haggai sê, is 'n reuse probleem. Ons het hulp nodig. En toe antwoord Haggai en sê, so is in my oë hierdie volk en so hierdie nasie, spreek die Here, en so is al die werk van hulle hande en wat hulle daar offer, daar bewysende die tempel, onrein is dit. Nou kan jy vir jouself sê, maar hoekom dan die tempel bou? Hoekom dan hierdie hele profesie gee, en dan uiteindelik kom jy by die tweede laaste profesie, en dit is so anti-klimaks. Hier is 'n sleutel wat ek vermoed hier van jou gaan oopbreek. Tempeldiens en die bou van 'n tempel, of take wat ek en jy verrig, kan jou nie reinig nie. My werke, soos Paulus sê, is net te kort. Ons het hulp nodig. En dit is wat Haggai hier probeer sê. Wanneer ons kyk na die Here se teenwoordigheid, wanneer die Here die tempel gevul het, het iets gebeur. Dit was nie die tempel self nie. Daarom is godsdienstige, en ek kan selfs byvoeg, Christelike tradisies, gaan altyd tekort skiet. Die skrywers wat ek geraadpleeg het sê, net omdat jy in die tempel gewerk het in Haggai se tyd, het die algemene bouer of die algemene persoon wat gewerk het daar gesê, dit is so wonderlik om salig te wees, dit is so wonderlik om aan die werk van die Here te werk, ons almal is rein. Die Here sê, nee, dis nie die tempel wat jou reinig nie, dis nie wat jou hart skoon maak nie. So tradisies, godsdienstige aksies en praktiese dingetjies wil ek vanmôre vir jou sê, is nie wat jou reinig nie. Die weg tot Christus is nie die reinheid nie. Dis hy wat ons gaan reinig. Dit gaan nie maak oor hoe jy probeer lewe nie. Dit gaan nie probeer, as jy jouself probeer opstel en sê, hoorie, kyk hoe great lyk my lewe nie. Daarom is ek gediskwalifiseer om hier voor eers te staan. Maar nou kom Christus in die prentjie. En nou begin Christus vir ons oopbreek, dit wie hy is. Vriende, stel jou voor, Matteus 5. Jy kan sien hoe blaai as jy wil, maar jy hoef nie. Die Here Jesus is besig om die saligsprekinge te gee. En hy sê die volgende, hy sê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk.
Net iemand wat arm van gees is, wat verstaan wat dit is om niks in sy hart te hê nie, kan dit sê. Met ander woorde, dit kwalifiseer Christus as die enigste redder vir die mensdom. Geen kerklike tradisie, geen godsdienstige of liturgiese orde kan jou reinig nie. Hy gaan aan, hy sê, salig is jy wat treur, want jy sal getroos word. Waaroor sou Christus treur? Anders as wat mense nie besef dat hy hulle van hulle sondes wil verlos nie. Christus red jou nie in jou sondes nie, hy verlos jou van sonde. En daarom is 'n treurige, of nie treurige, maar 'n persoon wat treur vir die Here so belangrik as ek besef hoe verlore ek is, hoe nodig ek hom het, hoe my hart sy reiniging nodig het. Salig is die wat sagmoedig is, want aan hulle behoort die aarde. Sagmoedigheid is daai gentleness, kindness. Vriende, ons het vermoere kindness nodig, want ons maak dit nie. En Christus kom deur die woord van Haggai vermoere en hy sê, kom, net die blote feit dat jy hier is, vermoere en met jou hele hart my aanbid en saam met 'n gemeente die pad stap is nie genoeg nie, jy het my 100% nodig. Salig is die wat 'n honger en 'n dors het na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Vriende, Christus word geken as die regverdige. Die skrywer van Jesaja sê, as jy hom wil ken, sal jy hom sien in sy geregtigheid. Hy weet wat is reg, hy weet wat is verkeerd, en hy weet wat is die toepassing soos 'n regter om te oordeel of te beoordeel iemand wat nie reg is nie. As daar iemand is wat vermoede sonde en die effek van sonde ken, is dit ons meester. Hy is daarin getoets en hy het die toets geslaag. Daarom is daar 'n honger en 'n regverdigheid daar was 'n honger en 'n dors in sy hart na regverdigheid. So hoe moet sy kinders lyk? Hulle moet 'n honger en 'n dors hê na dit wat reg is. Salig is jy as jy barmhartig is, want aan jou sal barmhartigheid gewys word. Vriende, daar is soveel genade van Christus vir my en jou beskikbaar vanmôre. Maar dit is nie 'n genade wat ons kan gebruik en môre los en gebruik en môre los. Ons moet vanmôre besef dat Christus is die sleutel tot jou lewe. Nie die gemeente nie. Nie alles wat ons hier doen is belangrik. Moenie my verkeerd verstaan nie. Dis deel van ons pad saam met mekaar. Maar die sleutel tot ons lewens is wie Christus is in jou lewe. Ek en jy gaan antwoord aan hom eendag. Daarom moet ons vandag verstaan, ons het sy genade nodig. Ons het nodig om voor hom die knie te knak en te sê, Here, ek het u genade nodig. Ek het u barmhartigheid nodig. Die Engels is so mooi, mercy. Ek het u mercy nodig vanmôre. En dan sê die Here Jesus die volgende, en dit het nog altyd, was een van sy saligsprekinge wat so ongelooflik is, maar so ver vir ons is soms. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Vriende, ons meester sal nie iets van ons verwag as hy nie weet, ons kan dit beleef nie. Daar is 'n leuen wat die vyand vir jou vertel wat sê, jy sal altyd in sonde lewe. Jy sal altyd maar die effek van sonde in jou lewe hê. Vriende, daar is iets wat ek en jy vanmôre moet verstaan. Ons is mense. Ons het tekortkominge. Maar niks is so kragtig teen sonde soos die teenwoordigheid van Christus in jou lewe nie. Dit bewerkstellig 'n hart wat smag na reinheid. En daarom is dit nie sommer net ydelle woorde wat die Here sê, salig is die wat rein van hart is nie. Dis moontlik dat jy en ek vanmôre in ons menslikheid, in ons beperkings, in ons tekortkominge 'n rein hart kan hê voor hom. Salig is die wat vredemakers is, want hulle sal kinders van God genoem word, of seuns en dogters van God genoem word. Vredemakers. Wie vanmôre noem homself die prins van vrede? Wie was die grootste oorlog? Is in my en jou hart, vir reinheid of daarteen.
En hy kom bewerkstellig in ons die vermoë, om met hom as ons voorbeeld, want hy is ons voorbeeld. Hy sê, Here, ek wil leef soos jy lewe. En weet wat doen hy? Hy bewerk vrede in jou hart. My tema vanmôre is, ons weet as iets skoon is. Dis nie 'n moeilike konsep nie. En dan natuurlik sluit die Here Jesus af. Salig is die wat vir allerlei verdrukkinge of probleme vir my namens onthaalwe swaar kry in die lewe. En weer eens sê ek, Here, dankie, jy is die een wat vir my gaan swaar kry, het uiteindelik sy lewe gegee. Vriende, dis 'n ongelooflike standaard wat Christus vir ons gee. Nou kom ek vergelyk gou dit. Ons was 4 kinders in Kroonstad. Wilna, my oudste sussie, sy is 7 jaar ouer as ek. Andries, so 'n jaar en 'n bietjie jonger as sy, 6 jaar van my af, ek, en toe my jonger sussie, 18 maande na my. En die 4 van ons het elke Sondagmiddag, nadat my ma natuurlik die beste wat sy kon gegee het vir 'n Sondagmiddag ete, was ons opgedeel om skorrelgoed te was. En my pa het 'n groen vorm gehad, wat hy in die kombuis geplak het. En elke week het daar gestaan, wie is aan diens, vir watter Sondag. En my pa het altyd gesê, dis die een dag wat my vrou niks doen nie. En sy het natuurlik hierdie lys goedgekeur, en dan het ons nou sekere take gehad as kinders. Nou dit is die hele kombuis opruim. Van tafels, die blaaie, die potte, die panne. Maar omdat my ouer boetie en sussie Wilna en Andries goeie vriende was, en ek en Marnie goeie vriende was, het my pa ons so opgedeel. Maar dit was 'n baie groot fout, want ek het nie gehou van skorrelgoed was nie. En ek het allerlei slim praatjies gehad om Marnie te oorreed hoe om die skorrelgoed te was beter as ek. En sy sou uiteindelik alles doen. Ek sou daar op die kombuis sit en sê, ja, weet jy wat Marnie, jy doen goed man. Kyk man, ons gaan nou hier dan, probeer ek maar so 'n bietjie die kas afvee, en het voel hom so 'n bietjie ligter. En naderhand 3:30, 4:30, sit my arme sussie nog ons skorrelgoed was. Waar is Leonie? Hy klim boom. Maar hoe het dit gebeur? Nee, sy hy het my opdragte gegee en hy is toe weer uit. En vriende, die verskriklike ding gebeur, my pa verander die lys. Ek sien een dag die lys het sulke lyne deur. Die groen lys. Ek het altyd gesien die simpel groen lys. En hier is ek opgedeel saam met my sussie Wilna. Nou my sussie Wilna was 'n vuurvreter. Sy het niks nonsens gevat nie. Sy het vir jou baie vinnig agter jou kop geklap. Jy het sommer geweet, nou gaan jy loop. En ek dink op myself, hoekom het my pa my nie saam met Andries, my boetie gedeel nie? Hy is baie meer 'n tegemoetkomelike karakter. Ek sou hom ook nog so 'n bietjie meer skorrelgoed kon laat was het. Ek het probeer praat, ek het probeer smeek, maar die groen lys is klaar opgetrek. En daai eerste Sondagmiddag, ons is nog nie eers klaar geëet nie, ek sit my messe so neer en my sussie Wilna sê, is jy klaar geëet? Ek sê, vir wat wil jy weet? Sy sê, begin sommer opruim daar waar jy is. En terwyl ek so opruim, begin ons nou die borde so pak en sy sê vir my die volgende, jy kan maar sagter werk hoor, ons gaan nie hier lawaai nie. Ja, mislike ding. Sit die borde en ek stap daar en ek soos altyd met Marnie, staan ek nou maar so aan een kant, sy sê, kom, wil jy in warm water was of koue water? Want ek sê nou vir jou, dis beter as jy warm water in het. Gaan ek was? Ja, boetiekie, kom. En sy wys vir my die water, sy sê vir my hoe warm my water moet wees, sy sê, gooi seep nie te veel nie, kom, ek gaan jou wys vandag. Ek was elke liewe bord. Sy sê, tap uit. Ek sê, wat bedoel jy? Sy sê, mens begin nie met borde nie, begin met die glase eerste. Ek sê, Wilna, jy seker nie, sy sê, ek gaan vir jou klap, mannetjie, jy moet beter mooi hoor wat ek vir jou sê vandag. Alles uit, nou begin ek water in tap, sy sê, tap uit. Ek sê, jy seker nie ernstig nie, sy sê, daai wasbak is vuil, tap uit, maak skoon. Nou was ek die wasbak, ek dog myself, wat het my pa besiel om hierdie groen lys te verander? Wasbak is skoon, nuwe water en nuwe seep, sy sê, right, nou begin jy met die glase. Was die glase, pak hulle daar. Volgende, right, nou is hier die borde, hulle is al klaar skoon, ek moet hulle weer was. Na die hele proses klaar, stap ek weer die wasbak uit. Ek sê, jy seker nie ernstig nie. Sy sê, ja, is vir die potte en die panne, kom.
Vriende, ek staan daar vir 40 minute in absolute agony. Nou, vir my om vanmôre vir jou te sê, ek weet wat 'n skoon skorrelgoed is my verwysingsraamwerk altyd my sussie Wilna. Want daai was nie die laaste Sondag nie. Dit was een van baie. En soos wat ons toe nou saam begin werk het, en ek na ander begin agterkom, okay, hier is eintlik 'n proses, het sy op haar manier my gehelp, en my geguide. So vriende, om te weet iets is skoon, is nie 'n moeilike konsep nie. En uiteindelik sê Haggai deur sy evangelie, of die evangelie, die boodskap van Haggai is, alles wat julle daar doen, onrein is dit. En dis asof ons die Here se woord hoor en sê, weet jy wat nie, jy het hulp nodig. Nou hier kom dit. Ek is steeds in Haggai 2, vers 22, en ek sal die koningstrone omverwerp, en die mag van die heidense koninkryke verdelg. Nou is Haggai besig om messiaanse taal te gebruik. Luister mooi. En ek sal die strydwaans en dit wat daarop ry omverwerp, en die perde en hulle ruiters sal val, en deur die swaard van die ander. En in die dag spreek die Here van die leerskare, sal ek jou neem, Serubabel. Nou Serubabel was die nageslag van Dawid. Dit sou uiteindelik die voorgeslag wees van Jesus, seun van Sealtiel. My knegt, spreek die Here, en jou maak tot 'n seelring. As jy merk, want jou het ek verkies, spreek die Here van die leerskare. Nou vriende, Serubabel was die skakel in die lyn om uiteindelik by die seelring uit te kom. Nou, as jy hierdie gedeelte mooi lees, gaan nou vir jou seelring oopbreek, is dit die eintlike ring wat 'n koning dra. Dis 'n seelring. En 'n seelring beteken alles wat die koning verteenwoordig, as hy sy merk gesit het, die was is op die dokument, en daai seelring is daar, dan beteken dit is wet, dit is vas, dit kan nie meer losgemaak word nie. Nou hier's wat 'n seelring beteken, dit beteken to close up, om iets klaar en finaal te adresseer, om het te verseël, to make an end to it, to mark it and to seal it and to stop it. Nou vriende, in die konteks van Haggai se woorde van onreinheid, is hierdie die sleutel tot my en jou begrip saam met die wandel wat ek en jy het met Christus. Hy is die seelring wat vir my en jou vanmôre weer roep en sê, kom ek druk hom op jou hart. My bloed is daai merk. Ek verseël jou om wat te doen, dat daar 'n dag in jou lewe is waar jou lewe verander. Iets in jou lewe stop, omdat ek toegelaat was om my seelring op jou hart te druk. Daarom maak die moderne evangelie van jy leef in die wêreld en dan vanmôre kom aanbid jy die Here nie sin nie, dis nie die evangelie nie. Dit maak nie sin as Haggai nou net vir my en jou gesê, daai goed wat julle daar doen is onrein. Julle het iemand nodig om jou te verseël, om jou vas te maak, om te sê, hou op met hierdie. Nou Jesaja gaan aan, hy sê, omdat hy, dis nou die Messias, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Dis met wie ons te doen het hier. Dis iemand wat geen onreg het nie, en in sy mond is geen bedrog nie. Dis ons seelring. 1 Petrus, hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie sy mond geen bedrog gevind is nie, daar skakel Ou en Nuwe Testament. Ons, Here Jesus, die meester van ons lewens, het geen bedrog in hom nie. Daar is geen duisternis in hom nie. Wanneer hy sê, ek kan jou rein maak, vriende, moet jy dit glo, want hy kan, hy die seelring. Hy is die gesant van God, die seun van God self, wat gekom het om my en jou te verlos van sonde in 'n rein lewe te gee. Johannes 3 vers 5 sê, en julle weet, dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem, en geen sonde is in hom nie. Ons maak hom 'n klug, sê die skrywer van Hebreërs, as ons teruggaan na sonde toe. Hy vra, moet ons dan die Here Jesus weer kruisig? Dis amper asof hy moedeloos is met sy skrywers, dis nou die skrywer van Hebreërs. 1 Petrus, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekloos, is 'n onwankelbare verlossing. Hoeveel te meer, Hebreërs, sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees van God, sonder smet geoffer word. Hy vra dit. Hoe is dit dat jy dink dat hy net gekom het om jou te paai?
Hy wil deel met ons hart, die toestand van ons hart. Hy wil deel met dit wat binne in ons leef. Daarom sal die heilige wat gebore word, seun van God genoem word, Lukas. Dit is 'n baie hoë autoriteit. Luister Jesus se woorde self. Dit is in hoofstuk 8. Die konteks hierso is, die owerspeurlige vrou is daar, hy het reeds in die tempel, het hy vir hulle gesê, julle is besig om met 'n argument wat nie gaan staan nie, so hoofstuk 8 is gelaai met konflik, en hy vra die volgende aan sy veroordelaars, dis in die fariseërs, wie van julle oortuig my van sonde? Dis vers 46. Hoor wat sê hy? Hy sê, wie van julle gaan my oortuig van sonde? Vriende, dis nie net braaf nie. Dit is ikonies. Dit is merkwaardig. Dit is lofwaardig, ons meester Jesus Christus. As hy sê, wie van julle gaan my oortuig van sonde? Come on, man. Hou op game speel met my. Ek is hier om julle te help, ek is hier om julle te verlos. Christus is die sleutel, hy is die seelring vir my en jou beste lewe wat jy kan leef, hierdie kant van die graf. Gaan dit van jou kos? Dit gaan. Jy gaan vir goed met nee sê. Jy gaan aanhou vir goed met nee sê. Jy gaan aanhou om vir sekere goed ja te sê. Om Christus te volg is 'n avontuur en dit gaan alles vat van ons. Sou ons bou soos ons tema vir die jaar is en ons aanmeld en ons hierdie kosbare gedeeltetjie van God se woord mis en ons dink omdat ons bou as ons reg met die Here maak ons 'n groot flater. En is dit nodig om Haggai toe te laat en die Nuwe Testamentiese skrywers om my en jou te help om te sê, ons weet as iets skoon is. Ons weet dit. Dit is nie 'n moeilike konsep nie. Kom ek sluit af. My sussie het vir my eendag droog ons af, die kaste is skoon, dus ek nou al maande onder haar mentorskap. Ek praat nie meer teen nie, kop is te seer al geslaan, nee, dit was nie so erg nie. Maar ek sê net, wat ook al sy doen, en die tyd het vinniger geword, 40 minute het 35 minute geword, naderhand was dit 20 minute, naderhand binne 10 minute, want sy doen aan die ander gedeeltes, en sy was 'n raakvatter. Sit sy eendag so, en sy sê, kom staan hier so, bring een van die glase wat jy nou net weggepak het, bring hom hier so. En sy sit hom so op die tafel neer, en sy sê, kyk na die kombuis, wat sien jy? Ek sien jy, hy is skoon. Sy sê, sien jy, hy is skoon? Kyk die kaste, kyk die laaie, is dit wat mama van hou? Ja, ek is seker. Ek sê, want jy doen dit vir haar, onthou hoor, jy doen dit vir mama. En ek onthou sy die glas optel, en so teen die lig van my hou, en sy sê, moet nooit vergeet hoe lyk skoon nie, hoor jy? Vriende, dit is soos 'n gedagte wat in my kop ingebrand is, en vandag is dit nou maar net 'n vergelyking. Ek weet tot vandag toe nog, hoe lyk 'n skoon glas? Tot vandag toe nog was ek glase eerste. Dink jy ek hou daarvan? Dis nog steeds harde werk. Nou so kom Christus naby my en jou, en hy sê, kom ek wys jou wat is skoon. Kyk na my lewe, kyk na hoe ek praat met mense, kyk na hoe ek dinge doen, dan weet jy wat lyk skoon. Ek sal nie jou tyd mors nie, ek is nie om jou vir 'n raai te vat nie, as ek nou woorde in sy mond kon gelê het. Maar weet jy wat, ek is ernstig oor die toestand van jou hart. Ek is ernstig oor die pad wat jy stap. Ek is ernstig oor die besluite wat jy neem. Laat my toe om jou te lei. Vriende, ons kosbare Heiland is ons mentor en ons meester tot 'n rein lewe. En sy handleiding, soms lees dit moeilik, soms lees dit maklik, maar die uiteindelike beginsel is baie eenvoudig. Ek en jy weet, as iets skoon is. Kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie vir die kosbare woord. En ek het U nodig, Here, elkeen van ons het U nodig.
Want elkeen van ons hier het 'n stryd. Elkeen van ons weet waar is U besig in ons lewens. Help ons, Here, om onsself nie te verskoon nie. Help ons om nie vir onsself hierdie kort pad te gee nie. Daar is net een weg, en dis Christus. En as U sê ons moet sekere dinge doen, dan help dit nie, ons probeer onsself diskwalifiseer of kwalifiseer nie, nog erger. Ons het nodig om U toe te laat deur die woord, om arm van gees te wees, om te treur oor ons en ander mense se toestand, om sagmoedig te wees, 'n honger na geregtigheid en 'n dors na geregtigheid te hê, om barmhartig te wees, en 'n rein lewe te lewe, en 'n vredemaker te wees, en dan vas te byt, want dit gaan ons iets kos. Here, dankie dat U ons uitdaag. Dankie dat U deur ons lewens kyk en presies weet wat ons nodig het. Help ons om soos in die tyd van Haggai ons lewens in te rig en nie net goedjies te doen nie, maar ons harte gefokus te hou op wie U is. Here, ons besef vanmôre dat reinheid is nie die weg na U toe nie. U is die weg na reinheid. Help ons, lei ons, leer ons. Ons buig dit nie voor U, gewillig buig ons dit nie voor U. In Jesus naam. Miskien sit jy vanmôre hier en jy sê, joh, hierdie is my woord. Wil jy nie 'n oomblik net neem nie? Nie 'n oomblik neem en sê, Here, weeg my. Toets my hart. Is ek rein voor die Here? Wys my die areas, Here, waar U lank al met my geduldig, met my op pad stap, want U is barmhartig. U is besorg oor my. U wil hê ek moet eendag saam met U wees in U heerlikheid. U is nie besig om pak slaan straf uit te deel nie, U is besig om my te help. U is besig om my te vul met U genade. Here, kom ons tegemoet. Here, ons weet vanmôre wat is skoon. En dankie dat U ons help. Dankie dat U ons bemagtig. Help ons om nooit op te gee op U nie. Want U sê in die woord, ek sal nooit opgee. Vul ons met U wysheid, vul ons met U durf en met U daad. Maak ons braaf in 'n donker wêreld, Here. Ons eer U vir wie U is. Ons voel veilig by U, en ons wil meer en meer en meer en meer van U leer. Help ons om soos U te wees. Gees van God, lei ons, vul ons en herinner ons aan wie ons Meester Christus is. In Jesus naam, amen. Amen, julle.
Prys die Here vir 'n kosbare woord vanoggend. Jy weet, kan jy sien hoe die Heilige Gees reeds met Henny die fondasie gelê het. Dit is soos grond wat voorberei is. Landerye wat omgeploeg is. En dan is die saad wat daarin geplant word. Ons harte is ontvanklik vir die saad wat vanoggend gesaai is. Hoe gaan ek en jy vandag prakties vorentoe? Nie, so wat Werner vanoggend gesê het, ons is by die kerk en dan gaan ons weer aan met ons lewe nie. Hoe kan vanoggend verandering en transformasie in ons lewens bewerkstellig? Jy weet, ons moet herkou. Ons moet weer daaroor dink. Ons moet toelaat dat hierdie waarheid diep in ons harte bly. En dan moet dit waarheid word in ons lewe. In Romeine 9 vers 10 sê die woord, dat met ons hart glo ons tot geregtigheid. En met ons mond bely ons tot oorwinning. Die Engels sê, we confess unto salvation. So dit is iets wat ek en jy kan gaan doen. Ons kan met ons harte glo. Jesus is die antwoord. Jesus se lig skyn en daar's nie meer skaduwee of veroordeling in my lewe nie, nee. Jesus is die een wat reinheid bewerkstellig in my lewe. Hy is die woord, Christus is die woord van God. En nou kan ek en jy dit ter harte neem. Ons kan elke dag gaan lees, wat is God se wil? Wat is sy riglyn? Ons kan dit gaan doen. En as ons agterkom, o Here, ek het nou opgetree teenstrydig met die woord. Ek bely dit net daar. En ek glo, hy maak my vry net daar. Hy vergewe my net daar. En ek kan weer aangaan. Want daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. En prakties leef ons 'n verhouding saam met hom. Die een wat my lei tot reinheid. Ons doen nie sonde en ons weer verlore. En ons alles verby. En vanaand moet ek weer bid, Here, ag, vergewe my want ek wil nie hel toe gaan nie. Jy word 'n kind van God. Jou identiteit is, jy is nie meer 'n slaaf tot sonde nie. Jy is 'n kind van God. Jy het reeds die ewige lewe van vandag af vorentoe. Jy hoef nie die dood te vrees nie. Jy het nie nodig om sy straf te vrees nie. Jy leef vanuit die oorwinning wat hy vir my en jou gee. Natuurlik maak ons foute, maar omdat ons hom nie wil teleurstel nie, ons doen dit vir ons ma, nee? Hy glas is skoon. Ons doen dit vir hom. Ons leef vir hom. Ons leef nie sodat ons nog kan vergewe word, sodat ons nog kan hemel toe gaan nie. Ons het dit reeds verkry. Dis vanuit die plek, die meetsnoer het vir ons geval op hemelse plekke. Dis vanuit daai plek uit, ons identiteit, ons bou vanuit daardie plek. Kinders van God. En ek en jy moet dit bely met ons monde. Ek sê dit elke dag vir myself en vir die Here. Ek is 'n kind van God. Ek is geesvervuld. Ek is op pad hemel toe. Ek wil terwyl ek hier op aarde is, bruikbaar wees vir U. Here, U Gees is in my. Dieselfde Gees wat Jesus opgewek het uit die dood, is in my. U wek my op vandag. Ek bedink dit. Wat sê Efesiërs 6 vers 10? Hy sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. En wat sê die woord dan oor die wapenrusting? Die helm van verlossing. Wat is dit? Bedink jou verlossing. Beskerm jou identiteit as kind van God. Dra daai helm van verlossing, want dit sal maak dat die duiwel jou nie beet kan kry nie. Moenie laat hy jou roof van die besef van jou identiteit as kind van God nie. Dankie my broer vir 'n kosbare woord vanoggend. Mag jy geseënd wees, gaan hier uit in die krag van die Here. Die Here is met jou. Amen.